So, what did you do today? Nothing much. I hope you don't plan to look for that missing dog. Optel, it's stolen. Who would do such a thing? Was this Optel even chip? Don't worry, Auntie. I'll find Optel. Don't let me call your father, no? Daar is aardige redes hoekom mense honde steel. I'll be careful, Auntie. Why was Optel the only dog taken? Oh, Wat gaat er met die community? Die neighborhood hou net van skinderde en feiterde. hoe kan jy nou eet? Drop met die nerves. Don't have a good feeling about this. There's dangers everywhere. Optel, I'm coming for you. May the best detective win. We just watched the trailer for the wonderfully uplifting and whimsical detective story called Finding Optel, co-directed by siblings Michaela Joy Brown and Jessie Brown, and they were inspired by their childhood memories of growing up in Montevideo on the Cape Flats. And I'm joined now by Michaela and Jessie this morning on Goeiemorgen, Good Morning. Welcome to the show. Thank you. Thank you for having us. What a beautiful trailer. Can you please tell our viewers a little bit more briefly about the story that inspired Finding Optel? Sure. So I love detective stories. So I knew I wanted to write my first feature to be a detective story. And then I was really just inspired by my grandparents used to stay on the Cape Flats in Montevideo. And we used to visit them a lot, and we played a lot with our cousins there by the parks, by the Bungalchi, and we really just had good memories there. So I wanted to incorporate that in the story. So that's kind of where everything came along. And then I also wanted to, it was a detective story, but then also a story about a girl grieving the loss of her brother. So I kind of wanted to show the grief process through the lens of a child. That's kind of where the story came from. That's absolutely beautiful. And then, Jessie, the idea for the two of you to actually work on this together, to co-write as brother and sister with that beautiful theme going through the film as well, that must have been such a special experience. It was. So Michaela wrote the script for a thesis project in a honors year. And then when she pitched it to this competition, they asked if she had any suggestions for a first-time filmmaker to direct it. And she suggested me because we worked on little clips and things together. And then in turn, I said, look, you're going to have to co-direct it with me because it's your baby, this is your story and that. And it was just a good partnership making this film together. Did you expect to get such incredible feedback? I remember being at the Silver Skermfees and Finding Optel was one of the films. Niemand kon uitgepraat raak oor Finding Optel nie, because it was just so much about the film and how much joy people felt from watching it. Did you expect this kind of feedback at all? I actually think, because we had such a great time on set with like the cast, the crew. Like people really just gave so much of themselves for the story. And then we were also involved in post-production. So we worked through all the drafts, found the music, worked with the editor, Madeleine. And I think we were just so excited for people to watch the story because we knew just how special it was. We ended up going to all three of the screenings at Silver Skerm, like Thursday, Friday, Saturday, and it was so special just to watch it with an audience because we sat with us, together for so long in the editing process. And it was a beautiful time just watching it with people, hearing the laughs, hearing that it also touched their hearts as well. It was special. Michaela Joy and Jessie Brown, the directors, also co-writers. Michaela, you star in the film. I'm just very glad that I've been able to interview you at this stage in your career before I've got to go through 4 publicists and the person from the agency and that person. You guys are absolutely telling the most beautiful stories of South African identity and also life on the Cape Flats. It's something that we need to tell more stories about. So thank you so much for this. I can't wait to watch this with my kids on Showmax. It is streaming now. Thank you so much for being up early and thank you for coming to tell your story.
Dit dan Michaela Joy Brown en Jessie Brown, die mede-regisseurs van Finding Optel wat nou op Showmax beskikbaar is om te stroom. Nou gepraat van films, Pieter gesels met 'n jong filmmaker van Hoërskool Waterkloof. Baie dankie Ros. Ek moet sê, so tussen die Engels en die Afrikaans sal ek ook begin wonder, regisseur, director en dit en dat, maar wat 'n lekker geselsie. As deel van Aardklop se Pronk Podium bied hulle ook die Pronk Filmfees aan, wat as 'n platform dien vir ons land se toekomstige filmmakers. Ons kyk nou na die lokprent van die film wat vanjaar gewen het, en die film se naam is The Main Character. Mense noem my weird. Ek aan die ander kant noem myself die hoofkarakter. Sy is 'n sonstraal en jy's 'n donderstorm. En toe ontmoet ek haar, die meisie wat alles verander het. Hi, ek's Frank. Jy ken my dalk as weirdo, stupid, onnosel of die mees algemeenste een. Kyk, ek weet ek. Ek wil nie in jou movie wees nie. Ek gesels nou met die skrywer, regisseur en main character, of sal ek sê hoofkarakter van die film, Wiaan van Breda. Wiaan, goeiemôre en baie welkom. Baie dankie dat ek hier kan wees. Dis so lekker. Maar ou vriendjie, jy's nou wat nog steeds op skool? Ja, nee, ek's nou graad 11, 17, ja. Genigtige. Ek gaan nie vra waar jy die tyd kry vir al hierdie dinge nie, maar net so in kort, wat het julle besluit om deel te neem aan hierdie filmfees? Ek wil al vanaf ek ongelooflik klein is. My tannie sê altyd, ek dink 4 was het ek na haar toe gekom, toe sê ek wens net ek kan in die TV inspring, ek kan net wees wie ook al daar is. Maar nee, ek wil al van klein tot af lekker akteur wees, en toe het ek nou darm die geleentheid gehad saam met juffrou Carla, dit is my juffrou wat my baie gehelp het by Waterkloof. Toe het ek darm die geleentheid gehad, waar sy my deur die hele proses gehelp het laas jaar, en toe het ek nou die kans gehad om hierdie jaar my eie te skryf, en te regisseer en al die dinge te doen, selfs te speel in hom. So dan kon ek 'n bietjie van alles daarom gedoen het. So ja, was baie lekker. Maar vir 'n man met so belangstelling in televisie was dit seker 'n makliker proses, want jy het seker van kleins af ook seker gemaak jy weet van dit, hoekom dat gebeur en hoe maak hulle so en dit en so en dat. My ma het op pad hiernatoe het sy gesê ek moet sê dat ek altyd YouTube video's gemaak het toe ek klein was, dink ek by myself nee, ek gaan nie dit sê nie, net dan gaan soek iemand my daarso. Maar ek stem saam met jou daarso, want van klein tot af het ek net video's gemaak heeltyd. My pa kry elke nou en dan stuur hy weer vir my video aan, dan doen ek een of ander unboxing of een of ander video. So ek's maar altyd besig met 'n kamera. As ek nie met 'n kamera besig is nie, as ek heeltyd besig om te act in die stort of iets. Aha, so lyk my daar's 'n YouTube channel wat ons moet gaan dophou. Ek sou nou nie so sê nie, maar net so in kort, waaroor gaan jy fliek? My film gaan oor hierdie ou wat nou Franco is, wat homself so inlewe in sy lewe dat hy dink hy's die hoofkarakter van sy eie fliek. So alles vir hom gaan oor 'n film. So as jy nou die fliek gaan kyk op YouTube, ek het hom daar gepubliseer, dan sal jy sien hy gaan deur verskillende genres in die movie. So dit spring van genre tot genre. So dan is hy in 'n aksie tipe film, dan is hy in 'n romantiese film, dan is dit net snaaks en hy breek ook die 4de muur. So hy praat heeltyd met die kamera asof dit sy crew is, so te sê. So dit gaan maar oor die idee dat hy in sy eie fliek is, as ek dit so kan stel. En hierdie 4de muur ook, ek dis min ouens wat dit aanvat, regtig. Ja. Waar het jy aan die idee gekom? Oorspronklik was ek so bietjie bang om daai rigting te gaan, omdat dit 'n baie moeilike ding is om reg te kry, en as jy dit verkeerd doen, dan kan hy heeltemal suid gaan. So toe het ek eers mooi gaan dink, maar toe het ek aanhou skryf, ek dink ek het die skrip, ek dink 7 keer oorgeskryf, soos wat ek veranderinge gemaak het, dialoog bygesit het en weggevat het, en toe kom ek maar, en toe hou ek dit, want dis maar die beste manier op daai oomblik het ek gevoel om te wys hy is die hoofkarakter van sy eie film, is om met die gehoor te praat. So ja. En ook 'n man wat duidelik jou dinge anders te doen, hierdie film van jou eindig ook nie met 'n happy ending nie. Nee, daar's nou 'n klein, hoe kan ek sê, spoilertjie in die trailer gewees. So op die einde van die dag gaan dit oor hierdie ou wat nou in sy eie lewe is, en sy eie movie is, en hy ontmoet nou hierdie meisie, en sy sê toe vir hom op die einde van die dag, het bou so op van, want sy kom agter hy lewe homself in hierdie movie of hierdie
nie realistiese wêreld nie. En op die einde van die dag sê sy vir hom, ek wil nie jou love interest wees van 'n movie nie. Ek wil ook nie in jou movie speel nie. En toe loop sy weg en die gehoor weet nie wat gebeur verder nie. Is als in die kop. Jy sien. So jy het nogal mooi gedink terwyl jy aan hierdie geskryf het. Daar was geen persoonlike ervarings wat natuurlik deel was van jou skryfproses, deel was daar. So te sê, ek sou sê 'n bietjie van my eie persoonlike lewe, want ek is maar nog altyd lief vir die films en ek wil nog altyd, soos ek gesê het, wil ek in films speel en nie net speel nie. Nou het ek tot die besefing gekom dat ek nie net wil speel nie, maar ook my eies maak eventueel. So is dit nou nogal ietsie wat jy na die tyd ook sal wil najag? Ja, definitief. Ja, nee, ons het al klaar begin kyk na instansies waar kan gaan swat of kursusse doen en wat ook al. Ek het al klaar begin net shadow op movie sets, so te sê. So dis vir my een van die beste dinge. Ek love dit. Ja. Hierdie is nie 'n filmstel soos wat jy hom nou ken nie, maar kyk, daar's geen stel soos hierdie wat die ontbytstelle aanbetref nie. Is jammer jy's nog op skool, anders het ek jou genooi om elke oggend 4 uur klokslag saam met ons hier so te wees en te kyk hoe die dinge agter die skerms is. My ou vriend, nogmaals baie geluk man, en ek weet sommer daar's nog groot dinge wat vir jou wag en soos ek ook altyd sê, moet nooit ophou droom, jy moet nooit ophou dat daai gedagtes van jou vlerke kry nie. Nee, ek sal nie. Dankie baie om hier te kan wees. Ek waardeer dit. Baie lekker. Nou ja, toe, maak seker dat jy ook daai film onder oë kry. Moet jy nou nie weggaan nie, net hierna gesels Elsa met Nadine en ek weet sy is opgewonde oor hierdie ene. Ons is almal saam met haar opgewonde. En jy moet nie weggaan nie, want jy sien ek het nou daai binnelanders oomblik gehad, daai sepie oomblik. Baie sien ek.